Ek wil volgende begin om vir elkeen van u te verwelkom. En baie dankie te sê dat elkeen van julle vandag hier is om ook vir die Volume familie te kom bystaan. Ek weet elkeen wat hier sit ook vandag is ook diep geraak. Elkeen van ons wat 'n pad saam met Jan gestap het, besef dat hy 'n geliefde man is, 'n man wat in elkeen van ons lewens 'n indruk gemaak het. Dis hoekom ons hier is. Alleen, so, ek kan my nie indink wat jy volgende weer gaan nie. Ek wil regtig net vir jou die Here se seën kom te bid. Ek kom bid die Here jou hierdie tyd so sal vashou en naby sal wees. Dat jy sal dra baie sterkte vir jou volgende. Maar hy kan en dan vir julle as dogters, julle hele lewe saam met julle pa groot geword geleef. Julle pa was altyd die een wat daar is, die vrae geantwoord het, gehelp het en bygestaan het. Ek kan in my indruk die groot leemte wat julle moet ervaar in hierdie tyd. So vir julle sê baie sterk. Mag die Gees ook vir julle in hierdie tyd ons vertroos en naby wees. Die kleinkinders, vir Jean-Rein, Nonet, vir André, ek weet hoe lief julle vir julle oupa was, die besondere plek wat hy ook vir julle ingeneem het, dat hy altyd daar was vir julle, rondgery en besoek het, langs die sportsaal gestaan en altyd daar was. Ek weet dat julle verskriklik gaan is. Mag die Here vir julle ook in hierdie tyd daar wees om vir julle te dra, daar wanneer julle voel, ek kan nie. Mag julle so sy krag en teenwoordigheid ervaar. Ek kan nie om 'n broer te verloor is nie lekker nie. Dis mense het julle lewe saam geleef, saam gespeel, saam groot geword, klomp oomblikke gedeel. En om te groet is nie maklik nie. Of vir jou regtig die Here se krag te bid in hierdie tyd. Baie sterk kan. Weet nie van julle, maar ek dink ons kan hierdie diens voortgaan sonder om die Here se hulp en sy teenwoordigheid en seën ook vanoggend te vra. So kom ons nader tot ons Vader, hy vir ons vanoggend sal lei in hierdie diens. Kom ons bid saam. Vader, vanoggend kom erken ons broosheid, ons kom erken ons behoefte, en ons kom erken dat ons eie nie hierdie groot verlies kan dra, die pyn in die hartseer self kan dra. Ons het U nodig, daarom roep ons U aan as ons Vader, as die wat ons ken, van ons kroontjie tot by ons kleintjie, wat alles van ons weet, ons behoeftes ken, ons nood, ons hartseer, ons pyn ken. Ons wil graag vanoggend vir U kom vra, om vir ons vandag deur hierdie diens te lei, maar nie net vandag nie. Dat U vir ons sal bystaan as kom troos deur die Gees. Dankie dat ons ook met vertroue volgens hierdie diens kan ingaan, want ons weet U is hier teenwoordig saam met ons. Ons kom bid en vra dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Ek gaan vra dat jy saam met my sal staan en dat ons gaan begin deur 'n lied saam te kom sing. Wat op die blaadjie, voor in die blaadjie is, tel jou 7. Kom ons sing hierdie lied. Dis 'n lied om te onthou, wie is die God wat saam met ons is, wat ons seën. En kom ons sing hierdie lied ook vanaf. So.
my is daar sommer net 'n klomp herinneringe as ek aan Jan dink. Die eerste ding wat ek aan Jan dink, as ek aan Jan dink, wat ek aan dink is ek ken Jan as 'n wildtuinman. So die natuur, die wildtuin geniet het. En as ek gaan kyk, dan kan ek nie wag om my te vertel wat het hulle gesien. Maar my heel eerste koleksie waar ek Jan leer ken het, is ek hier in Boksburg gekom het, is ek het Jan eerste van al leer ken as 'n man van reg en regverdigheid. Iemand wat die pad gestap het in eerlikheid, iemand wat graag wil gehad het dat regverdigheid wees en dat dit in die regte manier moet gebeur. Hy was toegewy en hy het alles gegee om dit wat hy aangepak het en by volheid gedoen. Hy het nie teruggehou nie. Hy het altyd die ekstra myl gestap. Ek het hom leer ken as 'n diensknegt. Iemand wat bereid was om sy hande vuil te maak om ander te help. Maar terselfdertyd was hy iemand wat nie bang was om op te staan en te veg vir wat reg is. Maar daai selfde man wat nie bang was om op te staan nie, was ook 'n man wat sag was. Sag van hart was. Julle het vir my gesê, baie keer gevra, is dit nou die regte ding om te doen? Is dat hy man was wat omgegee het vir mense. Een ding wat ek verseker sê, al die gesprekke wat ek saam met hom op pad gestap het, alleen vir jou was hy verskriklik lief. En dan vir jou maar ek baie lief. En sy klein kinders, ek amper sê die opgewe, hy is baie lief gewees vir julle. Hy het verbitter omgegee van julle. Ek het seker van julle weet ook hoe toegewyd sy liefde elkeen van julle was. Nou as dit net die herinnering is wat ek in my ronddra van Jan. Hoeveel meer die herinneringe wat julle saamdra, hoeveel meer daarvan het julle nie. En dan hoe neem mens afskeid? Hoe neem mens afskeid van jou man, van jou pa, van jou oupa, van jou broer, van jou vriend, kollega, dat jy soveel mooie herinneringe. Hoe hanteer mens die gemis en die seer, die hartseer van, ek gaan nie meer hier saam met ons wees nie. Hoe sit ons die trane, soos hy foto sien, op die herinnering opkom, hy gaan nou dit gedoen het, hy sit dit gesien. Hoe sit mens daar die trane? Hoe dra ons dit? En ek wil begin om 'n vers te lees, en dan wil ek die vers verduidelik. As ek die vers lees, gaan jy dalk die verkeerde indruk volgende dag kry. Ek wil nie die vers lees, as ons die vraag vra, hoe dra ek dit? Ek wil graag Filippense 4 volgende met julle lees, en ek wil spesifiek vers 13 nou vir julle lees. Hoe dra ek dit? Ek is tot alles in staat, deur hom wat my krag gee. Maar ek wil dit volgende, nie net hierdie vers vir julle lees, ek wil dit vir julle lees in die konteks waar Paulus dit skryf. Anders gaan julle dink, maar wil jy nou die einde vir ons sê, staan maar net sterk, gaan nou kyk wees. Ek wil juist nie vir julle sê, staan sterk, dit gaan nou kyk wees. Want hierdie gedeelte sê baie meer is, jy moet net sterk staan. Almal wil hê, almal gaan môre wil hê, dat jy moet Turkye wees, want die begrafnis is verby. Almal gaan môre wil hê, jy moet sterk staan. Die wêreld beweeg so vinnig aan, en sy stikkie en seer en dan almal net hê, ons moet aangaan. Asof ons
wêreld baie ongemaklik is met hartseer en pyn en trane. Ons hou nie altyd van trane nie. Maar die hartseer wat jy vandag beleef is nie om iemand jy seer gemaak het nie. Maar die hartseer wat jy beleef vandag is die gemis van iemand wat ek so lief is en dierbaar vir my was. En ek kan anders. Daarom is jy in trane. En ek wil juist nie vir julle sê, vanoggend jy moet sterk wees nie. So belangrik dat julle vanoggend besef, dat die Here vir julle eintlik wil help en ontmoet, daar waar julle is, strikkend en die seer. En hierdie gedeelte wat Paulus kom sê, ek is tot alles in staat, die ronde my krag, daai gedeelte is iets verskriklik belangrik gebou. As jy vanoggend daai gedeelte gaan vat en verstaan in jou eie maak, dan gaan julle vanoggend tot alles in staat wees, die ronde in die krag. En dit daarom wil ek vir julle die volgende gedeelte lees waarin hierdie gedeelte staan. Vers 1 van hoofstuk 4 sê, daarom my broers, julle vir wie ek lief is, en na wie ek verlang, met vrede en my kroon, geliefdes, hoor my hier, geliefdes, staan dan so vas in die Here. Paulus, as hy hierdie gedeelte kom skryf, dan skryf hy nie tronk uit. Hy skryf nie in gemaakzone uit, 'n hotelkamer, 'n gerieflike plek. Hy skryf nie tronk uit. Hy gaan waarskynlik nooit sy vriende weer sien, en die doodvonnis gekry, en hy wag. En dan kom sê hy nie, maar jy moet sterk staan. Hy sê, kom staan vas in die Here. Hoe dra ons die hartseer, hoe dra ons al daai seer? Wil ek hier vandag begin met hoe Paulus sê, staan vas in die Here. Staan op hom en hy gaan vir julle dra. Dan gaan Paulus aan, hy verduidelik verder. Eers vermaan hy vir twee van die vroue en dan praat hy met sy medewerkers, dan sê hy, praat hy met sy medewerkers, praat sê, wie se naam in die boekrol van die lewe staan. Hy praat met gemeentelede, met mense en sê, maar jy moet onthou, julle is kinders van God. Julle hoop is nie net hier op aarde nie. Julle het ook in die hemel en julle name selfs in die boekrol ingeskryf. Julle kan vasstaan in die Here, hoekom? Jy is in sy hand. Het julle name vastgeskryf in die boekrol, hy hou vir julle vas. Daarom kan julle ook vasstaan met hom. En dan gaan hy aan. En hierdie gaan dan moeilik klink. En hy sê wat sê Paulus. Verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal, verbly julle. Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Hoe kan ons dit doen as dit seer is, as trane is, as daar hartseer is, wat pyn is? Verbly in my. En dan sê Paulus, die Here is naby. My gebed is dat julle gaan vasstaan in die Here, in alles wat julle deurgaan, is dat julle vandag gaan besef, dat God nie ver is. Hy is naby. Hy is naby julle en hy wil vir julle kom dra, juist in die omstandighede. En daarom, omdat hy naby is, hoef julle nie bang te wees vir die pad wat voor lê en vir dit wat julle deurgaan. Hy is by, sy teenwoordigheid is hier. As jy op hom staan, vasstaan in die Here, dan beloof Paulus, hy sê, dan moet jy weet, God is naby, sy teenwoordigheid is hier om jy te help. En dan gaan hy aan in vers 6, dan sê hy, moet oor niks bekommerd wees nie. Maar, maak in alles julle versoeke in gebed en smeking met danksegging aan
aan God bekend. As ons dit doen, luister wat sê hy, en die vrede van God wat alle begrip oortref, sal in Christus Jesus oor julle harte en gedagtes maak. Ja, ongelooflik, hierdie belofte wat ons het. Verder broers, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat lof verdien, ja, watter deeg of prysenswaardige saak daar ook mag wees, rig julle gedagtes daarop, wat julle van my geleer en ontvang en gehoor en in my gesien het. Hou aan om dit te doen. En dan sê dit weer, en die God van vrede sal met julle wees. En die God van vrede sal met julle wees. En dan kom die vers waar ek mee begin. Ek is tot alles verstaan deur hom wat my krag gee. Eintlik vreemd as iemand wat in die tronk sit, so 'n boodskap skryf van verbly jou in die Here. En hy herhaal dit so 2 maal. Paulus praat van die gesindheid wat in my en jou hart moet wees. So as Paulus wil sê, jy kan huil, jy kan bly wees. Jy kan huil omdat jy jou maat verloor het, omdat jy bitter hartseer is, sommer daar soveel dinge is wat mens nie meer gaan saam doen nie. Maar in die gehuil kan ek bly wees, want alle hoop is nie verloor nie. My God is by my. Hy los my, maak saak wat gebeur nie. In alle omstandighede is hy by my. En daarom sê Paulus, verbly julle, maak nie saak hoe lyk die omstandighede nie. Ons blydskap kan nie afhang van die omstandighede nie. My blydskap is in die God wat hier vasstaan. Kan bly en vol vrede wees, omdat ek weet Jesus Christus is saam met my, teenwoordig hier. En hy is die een wat beloof het my te dra. Hy is ook die een wat my gaan help om ook daai vrede te beleef. Ek kan rus en weet, als is nie verloor nie. Ons weet ons het 'n hoop in die hemel, 'n hoop hier, en 'n God wat by ons is, maak nie saak wat nie, ons verdra tot ons by hom is. Dus dan kom Paulus en dan sê, maar jy is wanneer ek so worstel, wanneer jy bekommers en al daai dinge wat ek beleef, die angs my oorval, maak dit gebede, sê hy. Omskep die al hierdie dinge wat ek beleef, bring dit gebed na die Here toe. En hy sal vir ons antwoord. En die vrede wat God vir ons beloof is nie, wêreldse vrede wat môre verbreek kan word nie. In Johannes 14 lees ons vers 27. Vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek vir julle. Die vrede wil ek vir julle gee is nie die soort wat die wêreld gee nie. Julle moet nie ontsteld wees nie. En julle moet nie bang wees nie. Ek gee die seer. En dit wat julle dra is baie swaar. Maar wat ek hoor by Paulus is, staan vas in die Here vanoggend. Hou hom vas in die hartseer en pyn en alles wat julle beleef, hou aan om dit vir God te gee. En verbly julle daaraan, God is saam met julle, julle is nie alleen in die pyn nie. En julle sal sy vrede beleef. Op die einde van die dag besef, kan ons alleen daai vrede beleef as ons weet en erken vir my. Maak nie saak wat gebeur nie. God is in beheer. Paulus sê in daai gedeelte dat ons aandag moet fokus op die regte plek. Want dit nie op ons omstandighede nie. Dat ons juist ons gedagtes moet rig op dit wat een is dit wat reg is, dan gaan sy lysie aan.
is dat die oomblik wanneer hierdie goeders ons druk en seer maak, is dat ons oë sal opsit en sê, maar wie is die God wat saam met my is? Watter beloftes gee sy woord vir my? Kom ek fokus op wie God is, wat hy doen en wat hy in sy woord vir ons beloof en sê. En hoe meer my aandag daarop fokus, hoe meer gaan ek God se vrede ervaar en beleef en besef hy is 'n God wat naby is. Hy is nie 'n God wat ver is nie. Dis juist dan wanneer 'n hart wat seer is nog steeds kan vier en sê dankie Here. Dankie vir die man wat ek gehad het, dankie vir die pa wat ek gehad het. Kan aanhou vier en vir Here dankie sê. Want is my hart so seer, want ek weet ons hoop sien net hier in ons fokus vir die Here. Dat ons eendag altyd saam met hom sal wees. Maar hy sien nie dan ver eendag in die toekoms nie. Hy is hier by my en jou teenwoordig. En daarom weet ek vanoggend dat die Here vir julle daai vrede sal gee. Daai vrede om alleen met 'n verhouding met God. En my gebed is dat die Here vir julle so sal help elke keer wanneer dit moeilik gaan, dat ons net sal uitkom en sê, ja, ek is swaar, en dat ons hom gaan vra dat hy vir ons gaan kom bemoedig, gaan kom krag gee, en ook selfs vir ons daai blydskap gaan gee. En dan is ons hierdie pad stap, dan is jy in staat om dit wat jy dra, elke dag te dra, want jy stap die pad saam met die Here. Hy gaan vir julle krag gee op hierdie pad. Mag julle daarom nie bang wees vanmôre en vir oormôre en dit wat julle deur gaan hê. God sê hy is hier vir julle. Hy is teenwoordig. Hy is naby. Hou hom staan. Staan vas. Amen. Kom ons bid saam. Vader, ons gedagtes wil so baie keer met ons weghardloop. Want ons word hier bewus van soveel dinge wat ons nie meer het omdat jy nie hier is nie. Dat jy nog beleef die onsekerheid van iemand wat altyd daar was, klop dinge gedoen het, gereed het, weggemaak het en ewe skielik is dit nie daar nie. En in die gemis van ons kom by Vader dat U vir Daniel, vir die kinders en kleinkinders, vir elkeen van ons sal kom help om juist in daai tye wanneer ons gedagtes allerhande rigtings toe te hardloop, dat ons op daardie oomblik op ons stil staan en sê, Here, U nooi ons uit om te kom vasstaan en U vra van ons gedagtes te rig en te besef wie U is, dat U die God is wat lewe gee en die God is wat vir ons sê ons hoef nie bang te wees nie, ons kan kom vasthou. U gaan vir ons dra. Help ons om elke keer wanneer ons vrees bevange word, en selfs hartseer word, dat ons kan opkyk na U en onthou ons staan U hier by ons. Al heil ons, kan ons nog steeds blydskap hê, want hoop is nie verby. U is die God wat naby is, wat omgee en wie se teenwoordigheid ons staan. En daarom dank ons U vandag. Dank ons U vir elke herinnering wat ons het aan Jou. En al die mooie momente en al die dinge wat ons saam beleef het, die
kuier, die braai, die saam wees, die lag. Dankie dat ons hierdie mooi herinnering het om U ons dankie sê daarvoor. Want ons lewens is aangeraak deur sy lewe. Want ons kom gee U die eer, is die een wat vir ons lewe gegee het. Nie net die lewe in hierdie liggaam nie, maar dat U vir ons soek, wanneer hierdie liggaam, hierdie tentwone, tot einde kom, dat U vir ons 'n lewe vir ewigheid saam met U gee. Dankie dat ons ook daarna kan uitsien. En weet ons dat hierdie sekere hoop aan wat ons kan vashou. Dankie. Ons loof ons prys dat U teenwoordig is. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Ek wil vra dat U na die laaste blaadjie toe sal blaai. Daar waar die oorwinningslied is. Ons gaan vandag die oorwinningslied kom sing. Juist as gevolg van dit wat God kom doen het. God het vir elkeen van ons lewe gegee. Ons weet ook wat gebeur het, is dat die mens uit daai verhouding met God gestap het, reg begin. Almal ken die verhaal van Adam en Eva, self onafhanklik wou wees. En vandag leef ons met die konsekwensies van die sondige wêreld waar ons is. Maar God het ons kom terugwen. Hy het alles gedoen om ons terug te wen, ons terug te nooi in 'n verhouding. So lief was hy vir ons dat hy sy seun Jesus Christus gestuur het. Om in ons plek, ons skuld te kom dra, sodat ek en jy vergewe is. Sodat as ek en jy na hom toe gaan en Christus aanvaar, is ons verlosser en saligmaker. Dat ek en jy gered is, en 'n ewige verhouding het, en 'n ewige hoop het, is dat God sê, maar ek red jou vir 'n lewe vir ewigheid na my. Hierdie tentwoning, hierdie liggaam waar ek en jy is tydelik. En wanneer ek en jy ons laaste asem uitblaas, dan leef ons saam met God. Dan gaan ons in sy heerlikheid vir die ewigheid wat nooit sal ophou nie. En daarom kan ek en jy vanoggend hierdie lied sing, die oorwinningslied, 'n lied van hoop, 'n lied van oorwinning en vrede. Ek en jy is vry. Ons het die oorwinning van Christus in ons lewe. En kom ons staan en ons sing van die oorwinning wat Jakob ook vandag ingegaan het om saam met God te wees.
gevra dat Annette en Andriet vir ons saam vorentoe kom. Hulle het my gevra om elke van hulle se briewe te lees, ons Andriet wil ook volgens sommer iets deel. Vandaag leef ik ons afscheid van grootma, mijn opa. Hij was niet een opa, voor een vader vergeet. Hij is met allemaal en mama my grootgemaak, met liefde, wijsheid en een rustige hart. Sy geliefde plek was vir Kusa, dorp aan die Boswaardse Ilsenis. Ek moet daar in sy oor, helder gereed nee, as hy wil by was. Vir al daar die stil opneem, die hoeveel strijd en haar, die hier aan die pad beweeg. Hy wou die helft en soos min ander. Hy het nie gekyk nie, hy het gesien. Hy het geglo, as die die poort, dit sy ruim weet nie, daar is nie die wil by nie. En die skuldes van die ewigheid geleef en vir my gewys, hoe om met die stad en verhoorheid te kijk. Elke rit, elke kampie, elke oorlogsom was die les in liefde en eenvoud. Sy spore lê nie net in die Bybel van die wildheid, maar in ons harte. Al is hy nie in wat ons nie, so ek op altyd vind, is die woorde van sy Kusa. En die weg wat dit vastwaai, en in die herinnering van altyd voorbij. Er is saak kwam, hy was in ons rond, en hy sal altyd deel is van ons. Baie dankie. Hulle het ook my gevra om hierdie twee briewe ook net te lees en die julle te deel. Oupa, daar is 'n stilte in my hart wat ek nie kan beskryf nie. Jy was so 'n groot deel van my lewe, 'n ware rots, 'n sagte hart, en iemand by wie ek altyd kon aankom, net soos ek is. Een van my kosbaarste herinneringe is ons tyd in die wildtuin. Jy die natuur so lief gehad, die stilte van die bos, die raaisels van die diere se spore, en daardie rustige manier waarop jy altyd gesê het, kom ons wag net bietjie. Jy weet nooit wat om die draai is nie. Jy het my geleer om te kyk, om regtig te sien, om geduldig te wees, nie net vir diere nie, maar vir die lewe self. Ons vroeë oggendritte met die vensters halfpad af, die koue wind op ons gesigte en die soek na leeu's of 'n skaapskool. Die oomblikke voel nou soos goue skatte. Jy het altyd gesorg dat ek iets leer, of dit nou 'n dier se naam was, of hoekom dit belangrik is om stil te wees en net te luister. Ek onthou hoe ek my asem opgehou het wanneer jy gesê het, daar's iets. En sonder twyfel het jy altyd eers gesien wat iemand anders sou raak sien. En oupa, ek sal nooit vergeet hoe jy my geleer bestuur het nie. Met soveel geduld het jy daar langs my gesit, Johan rustig op jou knie, en daar die kenmerkende glimlag wat altyd gesê het, jy's okay, ek's hier. Jy het nooit jou meneer verloor nie. Selfs sê toe ek die Noorderland vrek vir die 3de keer in een draai nie. Jy het altyd gesê, dis so mens leer. Daardie les gaan ek vir altyd onthou, nie net agter die stuur nie, maar in die lewe ook. Jy het nie net my oupa gewees nie. Jy was my gids, my leermeester, my veilige hawe. Jou voorbeeld het my gevorm in hoe ek ander mense hanteer, ook die wêreld sien en ook myself probeer wees. Jy het my gewys hoe 'n mens sterk kan wees sonder om hard te wees, hoe 'n mens liefde kan wys
sonder om baie woorde te gebruik. Nou sonder jou voel dinge anders. Die wêreld draai steeds, maar iets is stil. Ek mis jou raad, jou rustigheid, jou grappies, wat jy self altyd eers oor gelag het. Ek mis die manier waarop jy my naam gesê het en hoe jy altyd tyd gemaak het, sonder haas, sonder verwagting, net egte teenwoordigheid. Maar saam met die hartseer is daar 'n diep warm dankbaarheid. Dankie dat ek jou kleinkind kon wees. Dankie vir elke tripie wildtuin toe, elke les agter die stuur, elke oomblik van liefde en leiding. Jy sal altyd lewe in my onthou, in my stories en in die manier waarop ek probeer leef, soos jy my geleer het. Ek sien jou in die sonlig oor die gras, in die stil oggende en in die sagte herinneringe wat ek met soveel liefde koester. Dankie vir alles. Rustig, my mooiste engel. En dan net, kan nie glo vandag moes ek net van skool af kom en sien liewe Jesus het sy engel gestuur om oupa te kom haal nie. Baie dankie vir al die jare se ondersteuning by my hokkie en atletiek. Ek weet nie by wie ek nou gaan kan kla na 'n hokkiegame of hoe sleg ek gehardloop het by my hekkies nie. En by wie gaan ek nou elke keer vir my sê, Koen of Koenie, wanneer oupa hulp nodig het. Oupa was my rots. Ek gaan al die tydes waar ek en oupa by Dousie sing en almal wat 'n oorvloed kry oor die liedjie. Maar van nou af, elke stap wat ek vat, of op die hokkieveld of op die baan, sal ek onthou, oupa is nie ver nie. Oupa kyk vir my van bo af. Ek is bitter lief vir oupa, liefste Koenie. Baie dankie, ek weet dit beteken vir julle om op so 'n manier ook vir julle te help om hierdie stap te laat gaan en te groei. Ek gaan nou oorgee vir Nicolaas, wat vir ons dan ook die bedankings gaan hanteer. Namens van die kinders en kleinkinders, wil ons net graag die volgende bedanking gee. Eerste aan ons Hemelse Vader, baie dankie dat U vir Jan vir ons geleer het, en dat hy so groot en maklik goeie insaag op ons lewens gehad het. Vir ons was daar geen beter, eggenoot of verwagbaar nie. Dankie Here ook vir die rol wat hy in so baie ander mense se lewens gehad het. Aan die Dirk, iemand vir die iets, vir dat wat hy vir ons geleer het, baie dankie. En ook aan al die besoeke aan Jan en die familie tydens sy siekte en ook met sy afsterwe. Aan die orgelis, ons sê baie baie dankie vandag, so ook vir die koster, Christus Jager, vir die diens wat jy vir ons vandag verrig het. Dankie aan die Bosrugter Kerk gemeente, vir julle bystand en ook vir van die verversings en die ryke. Van Duitsland gemeente, waar Jan 'n lidmaat was, aan u almal baie dankie, maar ook spesiaal die susters wat na die diens dan ook vir ons gaan regstaan om vir ons die verversings aan te bied. Dankie aan GBA Begrafnisgenootskap vir julle bydrae en hulp. Vir Maggie vir die begrafnisbrief, vir Edna met die hulp van die kennisgewing, van die troostdiens, en aan vir Christa, wat vir ons hierdie diens uitgesaai het en dit moontlik gemaak het vir ander. Aan al die mediese personeel van Netcare en Hospice in Alberton, dankie vir julle hulp en bystand die afgelope paar weke. Dan aan Sala,
dankie vir julle teenwoordigheid en belangstelling. Julle was vir baie jare 'n groot vreugde in Leon se lewe. Dankie ook vir die verversings wat julle saamgebring het. Spesiale woord van dank aan die volgende mense: Pieter en Mariette Erasmus, Martin Frans en Reiner en Colleen. Vir alles wat julle gedoen het en beteken het vir hom en sy siekte en afsterwe. Vir Kali sê ons dankie vir al die besoeke, opofferings en bystand aan jou broer. Hy het dit baie waardeer. Talena se broers en skoonsusters, dankie vir julle liefde, ondersteuning en bystand. Ook dankie vir Toets vir die blomme. Dan vir al die boodskappe, al die besoeke, al die oproepe tydens Jan se siekte en ook na sy afsterwe. Daar was so baie, ons sê baie dankie daarvoor. Aan almal wat vandag hier teenwoordig is, die familie, die vriende, die kollegas en werknemers van Jan en van sy familie. Groot waardering. En sê ook dankie vir julle werkgewers wat dit moontlik gemaak het dat julle hier is. Aan almal wat saam met Jan 'n pad gestap het, sê ons ook baie dankie. Marike en Amanda en al die drie kinders, maar en ouma wil vir julle dankie sê vir alles wat julle deur die jare vir pa of oupa gedoen het. Weet julle het so baie gehelp, veral hier op die einde, toe hy siek was. Al die hulp en ondersteuning was vir my 'n riem onder die hart. Alena, die kinders en twee kinders, wil dankie sê vir jou vir al die jare aan Jan se sy. Dankie vir hoe jy hom gehelp, ondersteun en versorg het vir al die laaste paar weke. Woorde in hierdie opofferings en dade nie beskryf. En hulle sê uit die diepte van hulle hart baie dankie. Laastens, weer eens aan almal baie dankie. En vir jou, Alena, ons weet, Jan sou sê, Sarah, dankie. Kyk my huis. Baie dankie. Ons waardeer baie. Ons gaan die diens afsluit nou met 'n lied wat ons saam gaan sing, wat op die blaadjie is, wat julle agter op die blaadjie sal kry. Gaan dan heen. En dan ons gaan dan heen gesê, gaan ek vir ons 'n seëngebed doen. En dan gaan ek vra dat jy net vir 'n oomblik sal sit, waar ons dan die draer sal vorentoe roep, die slipdraer sal vorentoe roep, en waar hulle dan eers sal uitbeweeg, en waar ons die laaste gedeelte buitekant by die motor sal doen, en daarna moet elkeen vir julle vriendelik uitgenooi om saam met die familie ook verversing kon geniet en ook so tyd saam met hulle te spandeer. Baie dankie. Kom ons staan en kom ons sing hierdie saam.
toe ons nou hierdie lied gesing het ons net weer herinner dat U ons so uitstuur hier as ons uitgaan. Dat ons saam met U uitstap, ons nie alleen gaan nie. Ons die veiligheid het, want U is saam met ons. Dat ons geborge is in die liefde, in die genade en in die vrede. My gebed is vanoggend is dat elkeen wat hier is vandag daai sekerheid gaan weet dat hulle saam met U elke dag gaan stap. Dat U beloof om elkeen van ons te dra te lei. En dat U daar is, dat U naby vir elkeen van ons sal wees. Mag elkeen so saam met U in die vrede gaan. In Jesus naam. Amen. Ek wil graag die draers en skrifdraers voortroep. Kali Viljoen, broer, Jean-André Olwagen, kleinseun, Janie Leroux Swaar, Nicolas Leroux Swaar, Pieter Leroux Swaar, Karel Viljoen, weerkind, skrifdraers, Marijke Viljoen, dogter, Ananda Olwagen, dogter, Andriette Viljoen, kleindogter, Annette Olwagen, kleindogter, Hein Alberts, neef, Pieter Erasmus, familievriend.
'n bietjie deur beweeg, om net vir almal geleentheid te gee om uit te kom. Geliefdes in die Here Jesus Christus, ons staan vandag hier omdat Jan Viljoen deur die dood van ons weggeneem is. Ons staan vandag hier by sy kus met sy tentwoning. En ek weet dat elkeen van julle vandag seer, hartseer en pyn beleef. Maar ons het vandag gehoor dat God ook vir my en jou beloof, sy nabyheid, sy troos, dat hy naby ons is en graag vir ons wil dra en help. Vandag voel soos die einde, maar vandag is nie die einde nie. Vandag is eintlik die begin. Ons is nie in die land van die lewendes op pad na die land van die dooies nie. Maar eintlik andersom. Ons is in die land van die dooies op pad na die land van die lewendes, as gevolg van dit wat Jesus Christus aan 'n kruis vir my en vir jou gedoen het. Jesus het gesê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. En daarom kan ons uitroep, dood, waar is jou angel? Ek en jy treur en is hartseer en gaan 'n pad stap. Maar met geloof en vertroue kan ek en jy wat aan God glo, kan ons saam met Paulus uitroep. As ons lewe, leef ons tot eer van die Here. As ons sterwe, sterf ons tot die eer van die Here. Of ons dan lewe of ons sterwe, ons behoort aan die Here. En daarom kan ons elke dag voluit leef, want ons leef met hom en vir hom. En hy hou ons in sy hand, hier en vir 'n ewigheid. En mag ek en jy daarom vashou. Aan hom kom toe al die eer en al die lof en al die heerlikheid tot in alle ewigheid. Kom ons sluit af met 'n gebed. Vader, dankie dat in die trane en in die see ons ook met hoop kan afskeid neem. Selfs met vreugde in ons hart al rol die trane. Want ons weet en bely, U is in beheer. U is die God wat saam met ons is en die God wat vir ons lewe gee. En daarna sien ons uit. Vader, help vir ons op hierdie pad waar ons laat gaan. Dankie dat U vir ons U Gees beloof, die trooster, om ook vir ons te troos. Ons bid, Vader, gee vir ons U vrede, soos ons laat gaan. In Christus naam kom bid en vra ons dit. Amen. Ons gaan geleentheid gee vir elkeen van u om ook te kom afskeid neem en laaste eer te kom betoon. Hulle het vir ons die roosblare ook gegee wat ons op die kus kan plaas.
iemand is wat graag wil afskeid neem? Nee, hij moet gaan niet los en nee, die weg.